ons is die vierde geslag, ek en my broer wat op die plaas is. So ja, ek is maar hier gebore op die plaas in 1974. Ja, ek is hoofsaaklik oor die diere, oor die skape. As ek maar oor ja en verder maar met die boeke werk en goeders ja. Ek is nou Pieter Stigling. Ek is boer hier so op Spitskop in die Heidelberg distrik. Ja, ek boer saam met my broer Hanro Stigling. Ja, en ek is van 1995 af as ek op die plaas. Ons boer met koring, gars en canola en merino skape. Ja, ek dink die tegnologie is goed. Ons het nou vir jaar die MAP wat ons neersit in die grond is als deur die trekker se GPS-stelsel gedoen. So ek dink dit is goed om die produktiwiteit van die graan te verbeter en die grond te verbeter om te bepaal waar die meeste kunsmis en goed nodig is. So ek dink die tegnologie is goed vir dit kan ons baie help met die boerdery. Messi is 175 jaar en ons is 52 jaar. Van die 175 jaar het ons Messi's. So, ja, en omdat ons Messi's gebruik ek dink hy's lig op baanstof en hy het 'n goeie tegnologie, ja, en dit het ons nog altyd goed behandel. Ons het Messi het ons nog altyd goed behandel. Ja, ek het geleer trekkery op 'n 1105 Messi Ferguson. Ja, en ons het meestal met hom graan gery en treswielspinwerk met hom gedoen. Ja, dit was maar my ondervinding. Ek was maar in die laerskool, seker graad 5 of so, ja. My broer was vreeslik lief vir trekkers of van kleins af en hy het altyd ons was in die kosies gewees, so ons was net naweek huis toe gekom en hy het altyd in die oestyd of so, hy het 'n 290 trekker gehad wat hy binne in die trekker se lisensie skryf het hy 'n foto van hom gehad. En hy het altyd Saterdag of Vrydaandag met sy oogpak gaan slaap om Saterdag met die trekkertjie die graan te ry silo's toe. Ek is Hanro Stigling en ek is hier van ons is in die Heidelberg omgewing in die Wes-Kaap en ek is verantwoordelik vir die saai gedeelte. Ja, ek is van 1997 af op die plaas. My pa se oupa het uit Standerton uit gekom. Het was in die 1800s, het nog nie 'n datum op nie, maar van Standerton af hier het gekom op plaas koop. En ja, toe is het nog maar so aangegaan, toe my oupa geboor en toe my pa. En ja, ons is nou vierde generasie. Ons boer met koring, gars, canola en haver en 'n bietjie losering vir die skape. Ja, en ons het maar moeilike weeromstandighede by tye jare. Ons kry maar min reën. Ja, maar sommige moeilike omstandighede gaan dit goed. Dit is vir ons baie belangrik dat ons vooruitbeplanning doen en ons doen dit deeglik om elke trekker goed te gebruik vir die doel wat die is. Ja, die dieselverbruik op 'n Messi Ferguson trekker is relatief lig wat ek afneem teenoor ander. Ja, ons kry op ons vir die 7 hy gee so 20 liter uur. Ja, die 724 hy so op 16 liter uur met 'n planter. Ek het die Messi Ferguson 93-55 het ons gekoop om canola. Maar hy gaan oor die canola, want die canola is baie hoog. Vir die grondvry hoogte, hy gaan maklik oor. Hy stamp die blomme af en ja, hy is baie lig op brandstof. Nou, ons is baie tevrede met hom. Die 87-37 hy trek die planter. Dit is 'n 12 meter equalizer planter. Ja, so hy trek hom met gemak, is 42 tand. En ja, dis maar wat ons met hom doen. En dan die 7724 is, hy sleep ook 'n planter. Hy het 'n 7,5 meter ook equalizer planter. En dan spuit ons ook met hom na ons klaar geplant is. Ja, die tegnologie op die Messi trekkers, veral die twee wat hier agter staan, 87
vir die 7 en die 7724. Hulle het al twee ISOBAS en ja, en die ene het 'n trommelsysteem uit die 7. En ons doen nou onveranderlike toediening met kunsmis deur dit en bespaar baie kunsmis daarmee. En hulle tegnologie is van hoogs. Ek dink met die opgaan van kunsmisse, diesel en arbeid in die Wes-Kaap is dit 'n groot ding om tegnologie in die besigheid in te bring, om te verseker dat ons wanneer ons met 'n trekker of met 'n toerusting werk, dat ons die beste produktiwiteit uit daai trekker uit kry om die land of jou die toediening die beste moontlik te doen teen die vinnigste spoed of teen die beste moontlike applikasie. Spoed is nie altyd die belangrikste nie, maar om kwaliteit basies werk te verrig teen die beste moontlike koste. My naam is Henny de Wet. Ek werk vir Van Breda Agri. Ek is die takbestuurder daar. Ons werk in die Caledon Oeverbergstreek en ook in die Suid-Kaap. Ek dink die vertrouensverhouding tussen die handelaar en die kliënt is baie belangrik om mekaar te vertrou, dat jy die regte besluite op die plaas kan maak en die beste produktiwiteit toerusting op die plaas kan meedeel. In die totale koste van eienaarskap probeer ons maar dit oor die tydperk van die trekker verleng. So ons kyk nie net na 'n fisiese diens of 'n fisiese partprys nie. Ons probeer dit opbreek in wat die trekker vir die kliënt bied en wat hy gaan doen en ook oor die tydperk, oor die leeftyd van die trekker bereken ons die prys en dan breek ons hom af tot per uur, tot per hektaar koste om vir die kliënt uit te wys waar ons produktief is of waar ons onproduktief is op die huidige plaas of op die huidige trekkers wat ons in die reeks het. So dan ons breek hom maar af tot op die laaste, soos ek kan nou maar sê, sent of hektaar of per uur koste wat ons bereken. Ek is Brendan Patrick, ek is van Echo Up en ek is die area bestuurder vir Massey Ferguson in die Wes-Kaap. Ja, dis vir ons bitter lekker nee, om 'n konnotasie te maak met boere soos die stigtelings hier by HP Stigteling en Seuns. Massey Ferguson word hierdie jaar 175 jaar en dit is baie na in my hart, spesiaal. Omrede, ek het groot geword met Massey's op my pa se plaas self, nee. My oupa het met Massey's gewerk. En dit is vir my 'n sterk konnotasie om te weet dat 'n brand soos Massey Ferguson al die jare, deur die jare nog hier is en in die toekoms nog hier sal wees. Ek glo 175 jaar is nog min jare vir wat Massey al bereik het en wat hy gaan nog bereik. Nog iets wat ek net wil bynoem is, nee, Massey Ferguson het bietjie 'n reshape gevat op sy 175 jaar, 'n nuwe embleem ingebring. Hulle noem dit die Bloodline embleem en deel van dit is die hartklop van boere. En die hartklop soos ons kan sien op die stigteling se plaas, nee. Massey raak nie net nog 'n trekker op jou plaas nie, hy raak deel van jou gene. Deur die generasies kan ons sien. Hulle is al op hulle 4de generasie, hulle gebruik trekkers. Dit gaan van geslag tot geslag en dis wat Massey is. We are born to farm. En dis die toekoms. En ons harte, soos die stigtelings, klop net Massey.